vanaand. 'n Emosionele gedenkdiens is in Sebokeng in die Valdriehoek gehou vir die 14 leerlinge wat maandag in Grie-ongeluk sterf. Trump-uitsprake oor Suid-Afrika wek belangstelling by Amerikaners om land in die suide te besoek. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Dit was 'n emosioneel belaaide massa-gedenkdiens van 14 leerders wat maandag in die gruisame ongeluk in Vanderbijlpark dood is. Hulle minibus taxi het met 'n vragmotor gebots terwyl die bestuurder na bewering verskeie voertuie wou verbysteek. Die bestuurder, die 22-jarige Ayanda Dludla, staan tereg op verskeie aanklagte van moord en 3 van poging tot moord nadat hy aanvanklik van strafbare manslag aangekla is. Dludla het donderdag vir die eerste keer in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn. Talle ouers was gefrustreerd met skoolvervoerbestuurders in en om Lenasia in Johannesburg se wegbly aksie. Sommiges moes noodgedwonge verlof neem om hulle kinders by die skool af te laai. Die bestuurders het hulle dienste opgeskort nadat sommige onpadwaardige minibus taksies gister geskit is. Vrydagoggende is gewoonlik 'n muurnes van bedrywighede buite enige skool, maar vanoggend was dit buitengewoon stil by talle skole in die suide van Johannesburg. Gefrustreerde ouers het buite die skoolhekke gestaan, teleurgesteld oor die ontwrigting. It's the waste of time, and my child was supposed to write a spelling test today. Now everything should stop because of this thing with the transport that are not in order. Some of us who have decided that in 2026, I'll be driving my school to school for the whole year. I don't mind at all, because, these cars we have seen, some of them are not healthy at all. Sommige ouers moes hul skedules noodgedwonge aanpas om hulle kinders by die skool te besorg. It is actually costing us time because I've got 2 daughters that uses the transport Anda in Apiwe. Anda's transport didn't come this morning, and then Apiwe's transport didn't come this morning. So I had to make sure that I drop her off and I dropped the other one off just now. So we're late today. The scholar transport demand money, whether it's holiday, December, the schools are closed, we pay them. So I feel like it's their responsibility to take my child to school at any time. Whether they are strike or something, I think they must make means for my child to be at school. Die provinsiale departement van onderwys erken dat die wegbly aksie skoolonderrig beïnvloed het. We are impacted, but we just want to say to the scholar transport operators, we need to obey and follow the rules of the road. We need to abide by the law. Ten spyte van die ongerief, hoop ouers dat dit ook 'n les vir die skoolvervoerbestuurders sal wees om seker te maak hulle voertuie is padwaardig en dat hulle veiligheid bo wins sal prioritiseer. Inwoners van Ntabankulu in die Oos-Kaap is steeds geskok na die skietvoorval by die plaaslike laerskool waarin 3 onderwyseresse op die skoolterrein geskiet is. Een van die onderwysers het gister op die toneel gesterf, terwyl die ander 2 later in die hospitaal aan hulle wonde beswyk het. Die voormalige adjunkhoof van laerskool in Ntabankulu het die skool binne gestorm en lukraak op die onderwysers begin skiet. Daar word berig dat die oortreder uit die skool geskort is na bewering van seksuele wangedrag waarby leerlinge betrek word. Die 52-jarige voormalige onderwyser het homself ook op die toneel doodgeskiet. Een van die ooggetuies wat eerste op die toneel was, gee sy weergawe van gebeure. Hy sê dat hy die kinders gehoor skree het, toe gaan doen hy ondersoek en dat al die leerlinge uit die skool begin hardloop het. Dit is waar hy gehoor het dat 3 onderwysers geskiet is. Hy sê hy is hartseer omdat een van hulle sy vriend was. The investigation has now been revised to the following case classifications: 3 counts of murder and 1 inquest docket. The SAPS extends its most heartfelt and sincerest condolences to the families, friends, colleagues and the entire school community devastated by this profound loss. Die oortreder het na bewering oor die skool se heining gespring voor hy die onderwysers wat hy in een klaskamer gevind het, aangeval het. Hy het na bewering op 3 vroue geskiet voordat hy die vuurwapen op homself gerig het. Hy sê dat hulle glad nie gelukkig is met die insident nie en dat dit reg vir al die leerlinge gebeur het. Die Oos-Kaapse Onderwysdepartement doen 'n beroep op strenger sekuriteit by skole.
the schools are now having security guards, including this one when the incident happened. They've got perimeter fence. The list that we are waiting for now is the budget so that we are able to make sure that all of them have got surveillance cameras. Die motief van die skietery is nog onduidelik, maar daar word beweer dat die skool 'n hofbevel teen hom verkry het nadat hy sommige onderwysers gedreig het. Die nasionale vervolgingsgesag het aan die Oos-Londense streekshof gesê dat hy sal betoë lewer vir die oplegging van 'n tronkstraf vir die leier van die EFF, Julius Malema. Die voorvonnisoplegging van Malema is tot 15 en 16 April vanjaar uitgestel. Malema is in Oktober verlede jaar skuldig bevind op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van 'n vuurwapen en roekelose gedrag. Die voorval het plaasgevind tydens die EFF se 5de bestaanjaarvieringe by die Sisa Dukashe Stadion in Mdantshe in die Oos-Kaap in 2018. Privaat maatskaplike werker vir die verdediging het aanbeveel dat Malema slegs 'n boete opgelê moet word. We are removing a person from society that is contributing positive to society, that is a family person, and removing people from the families also have a ripple effect on society. Die NVG sê hy sal 'n boete of opgeskorte vonnis teen Malema teenstaan en voer aan dat Thompson se verslag geen verband hou met die aanklagte teen die EFF-leier nie. Intussen het Malema duisende EFF-ondersteuners na die hofverrigtinge toegespreek en gesê die uitkoms van sy vonnisoplegging sal nie veranderinge aan die party se ideologie bring nie. We must never get discouraged. It doesn't matter what the magistrate decide. The revolution continues. We know why we are being attacked. We are attacked because we are the only black authority. We are the only black people who speak and other people listen. They do not listen to anyone except the EFF, even when they pretend not to love the EFF. But when the EFF speaks, every black person wants to hear. What did the EFF say on this matter? Die saak is tot 15 en 16 April in die Oos-Londense streekshof uitgestel vir betoë ter verswaring en versagting van vonnis. En nou vir die insetsel van die massa-gedenkdiens van 14 leerlinge wat maandag in die gruisame ongeluk in Vanderbijlpark dood is. Gesinne in rou gedompel. Paramedici het hulle hande vol gehad. Die Sefaatse gesin het 2 van hul kinders in die slag verloor. My son taught me love. The one thing I'll never forget about my son is that he taught me how to love. He taught me how to show affection. He taught me how to love him. Yo. As much as parents will get so irritated with us Kadi phone, the most beautiful gift that Buleng has left us as a family is her TikTok page. Butle was a very lovely child. She was a person who was always laughing. And then she had a multi-talent because I was really confused with which career is she following. Daar is 'n beroep gedoen op gemeenskappe om hul rol te speel. We are pleading with the entire community ya Sedibeng. Ke ka ho re kopang batho bohle ka hare ho Sedibeng. As school governing bodies, ha re kgone ho monitora scholar transport at every point mo di tsamayang teng. As a school governing body, it's a struggle to monitor all these transport where they travel. 14 children are no more. Let that number settle into our consciousness. 14 children who should be alive today. Jolwane sê regulasies sal moet verander om tragedies soos die in die toekoms te vermy. Terwyl van die leerders Saterdag begrawe word, sal die meerderheid tydens 'n gesamentlike begrafnis Sondag ter ruste gelê word.
Die uitleweringssaak waarby die voormalige Vrystaatse premiersassistent Morwari Cholota betrek word, is terugverwys na die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein. Dit nadat die konstitusionele hof bevind het dat die uitlewering van Cholota van die VSA onregmatig was. Die hof het die Hooggeregshof se uitspraak dat die nasionale vervolgingsgesag nie by magte is om uitleweringsaansoeke terug en goed te keer nie, gehandhaaf. Die Hoogste Hof het bevind dat slegs die minister van Justisie en nie die NVG nie 'n uitleweringsaansoek kan rig. Cholota, die voormalige persoonlike assistent van die destydse Vrystaatse premier Ys Magashule, het die regmatigheid van haar uitlewering aan Suid-Afrika betwis. Die konstitusionele hof het die Vrystaatse Hooggeregshof se bevinding bevestig dat die NVG nie by magte is om 'n uitleweringsaansoek te rig nie en dat dit slegs deur die minister gedoen kan word. Dit nadat die NVG die konstitusionele hof genader het en aangevoer het dat die Hooggeregshof uitspraak op die verkeerde regsbeginsels gegrond is en dis 'n bona fide regsdwaling is. The Bloemfontein High Court erred in declining to exercise its jurisdiction over Ms. Cholota on the sole basis that her extradition was requested by the NPA. For this reason, the appeal must succeed. Die saak is nou terugverwys na die Vrystaatse Hooggeregshof, aangesien die konstitusionele hof bevind het dat die betrokke hof wel jurisdiksie het. Die uitspraak hou egter gevolge in vir toekomstige uitlewerings. The task now that we've been given is to reflect legally on the implications of the other matters that are affected or may be affected by the judgment, because it is now settled law that only the national executive can formally make an extradition request. Intussen sê Cholota sy is gereed vir die regstryd wat voorlê. I look forward to the restart of this trial, and I think it's going to give the opportunity that the whole truth comes out. Cholota staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met die Vrystaatse asbestender van R255 miljoen wat tydens Magashule se amptetermyn as premier toegeken is. Die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort, bly by ons. Welkom terug. Die Suid-Afrikaanse ekonomie toon tekens van 'n ommekeer na jare van swak groei en gedempte beleggingssentiment. Volgens Citadel se jongste beleggingsvooruitsigte gaan die land 2026 met hernieude beleggingsvertroue tegemoet. Die optimisme is die hoogste in 30 jaar met globale en plaaslike toestande wat 'n mate van ondersteuning bied. Citadel se hoofbeleggingsbeampte, George Herman, sê die sterker sentiment in die land weerspieël herstel van 'n lae basis eerder as 'n ekonomiese oplewing. Herman sê globale beleggers is toenemend besig om hul blootstelling aan tradisionele westerse marke te herevalueer en dit skep geleenthede vir lande soos Suid-Afrika. As some of our structural impediments on energy and logistics are slowly but surely showing signs of improvement, and with China recalibrating their trading partners, diversifying away from the United States. Remember, trade between China and the United States in 2025 dropped by 25%. So China is looking for other members of the world to trade in. Die Internasionale Monetaire Fonds het onlangs Suid-Afrika se groeivooruitsigte vanjaar van 1,2 tot 1,4% opgegradeer met 'n mediumtermyn vooruitsig van nader aan 2%. Herman sê die groeiende impak van kunsmatige intelligensie kan gesien word as 'n dryfveer vir sterker globale ekonomiese groei. For the rest of the world, in fact, for EMs, it gives a ton of opportunity to scale and to roll out services cheaper and more efficiently. And so AI is seen as an enabler for stronger and better growth all around the world. Herman sê as groei voortduur en kommoditeitspryse sterk bly, lyk Suid-Afrika se vooruitsigte baie goed. Die kollig wat op Suid-Afrika geval het nadat die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, valse beweringe van 'n wit volksmoord in die land gemaak het blykbaar belangstelling by Amerikaners gewek om Suid-Afrika te besoek. Dit is volgens die minister van Toerisme, Patricia de Lille. Sy het gepraat tydens 'n paneelbespreking by die Wêreldekonomiese Forum in Davos, Switserland. Sy sê Amerikaners en Amerikaanse besoekers het die van Brittanje verbygesteek om die nommer 1 plek in te neem.
Suid-Afrika het die afgelope jaar baie aandag van die Trump-administrasie ontvang oor meningsverskille oor die G20 en valse beweringe van rassevervolging in die land. Dit lyk asof dit eerder belangstelling onder Amerikaners gewek het om Suid-Afrika te besoek. Because I think people want to come and see for themselves. Is this true? Is this genocide and all of these other things they're accusing us about? Intussen sê De Lille dat die toerisme sektor nie meer 'n ontspanningssektor is nie, maar die fundament van die land se ekonomiese beleid. Sy sê die land benut geleenthede om gasheer te wees van internasionale gebeure, digitale transformasie en aggressiewe infrastruktuurbeleggings om inklusiewe groei en werkskeping te dryf. Brand SA sê Suid-Afrika het alles wat nodig is om die sektor te laat groei en dit moet net voortbou op die momentum wat daar reeds is. Money follows authenticity because when you're authentic about who you are as a country, people like that. They connect with you easily. So I think from an investment perspective, especially from South Africa, we're so diversified. We don't have to overmarket ourselves. Die Wêreldekonomiese Forum sê die daling in direkte buitelandse belegging in toerisme moet omgedraai word. What is like extremely important is of course to invest in the infrastructure. So infrastructure for tourists, but also infrastructure that respond to the residents' needs. To ensure that we don't have these frictions between the visitors and the residents. Nou berei Suid-Afrika voor om volgende jaar die Wêreldekonomiese Forum se lente in Davos aan te bied, tesame met ander geleenthede soos die Cricket Wêreldbeker en die Jazzfeeste. De Lille sê die regering belê strategies in bemarking deur toerisme en besoekers aan te moedig om voor en na geleenthede soos die in die land te bly. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in die Wes-Kaap het 'n vennootskap gesluit met 'n aantal organisasies sonder winsbejag om jong mense te help wanneer hulle pleegsorg of kinderversorgingssentrums verlaat. Volgens die organisasies word duisende kwesbare jong mense op hulle eie gelaat wanneer hulle die stelsel verlaat. Gevolglik span die departement nou saam met die organisasies om meer kwesbare jong mense te ondersteun. 'n handjievol nie-regeringsorganisasies soos die Isibindi Project help om 'n ondersteuningsnetwerk te bied aan jong mense wat die pleegsorg of kinderversorgingssentrums verlaat. Vir duisende van die kwesbare jong mense is dit dikwels moeilik om alleen hul rigting te vind deur die volwasse wêreld met al sy uitdagings. Die regering se plig teenoor kinders in pleegsorg of alternatiewe sorg eindig wanneer hulle 18 jaar oud word. Die gaping in die maatskaplike netwerk word reeds jare lank uitgelig. Ons het gesien daar's 'n groot behoefte vir jong mense wat 18 word en skielik uit die kindersorgstelsel moet beweeg. En vanaf 2013 probeer ons juist vir hierdie jong mense 'n familie wees waar hulle kan die lewe ingaan met ondersteuning. Net iemand hê wat vir jou vra, hoe gaan dit? Of waar was jy vandag? Of hoe kan ek help? Help ongelooflik baie. Net om 'n plek te hê waar jy weet jy kan in die aand kan kom slaap, help al reeds baie om daai oorgangsfase in te gaan. Monique Ndikenya is een van die 36 inwoners wat in een van Isibindi Initiatief se oorgangshuise bly. Sy sê die gevoel om iewers te behoort en die ondersteuning wat sy van alternatiewe sorg kry, baie vir haar beteken. Sy volg tans tersiêre studies terwyl sy werk. I've been here for 2 years. This is my 3rd year. I transitioned from a children's home, St. Michael's Child and Youth Care Center. I was placed there for care and safety. You know, I had issues with my aunt when I was living with her. It was a case of, child abuse. Die provinsiale regering bied wel welkome ondersteuning met R1 miljoen wat vir die korttermyn begroot is met planne om meer beskikbaar te maak oor die mediumtermyn. Van die jong volwassenes kry geleentheid om te studeer, van hulle kry 'n werk, maar van hulle het nie daai veiligheidsnet nie. En hierdie organisasies het hierdie nood gesien en ingetree. En hulle het ook na die regering toe gekom. Ons het van die jong mense wat uit die sorg kom en gesê, luister, ons kort net bietjie ondersteuning. Ek kon nou as 'n 18, 19, 20-jarige self nou bel ek my ouers en sê help my met dit. Baie keer het hierdie jong mense nie daardie nie, en dit is wat hierdie vir hulle bied. Dit gee vir hulle net daai veiligheidsnetwerk of die veiligheidsnet vir 'n periode dat hulle op hulle voete kan kom en hierdie grootmenswêreld wat ons almal moet trotseer net op 'n sterker voet kan aandurf.
Die departement sê daar is meer as 43,000 kinders in pleegsorg en 2,800 kinders in kinder- en jeugsorgsentrums in die provinsie. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Kom ons kyk na die markaanwysers soos om 8uur vanaand. En dit was dan ons Vrydag-aand aflewering van die Afrikaanse nuus. Ons wens jou 'n lekker naweek toe en onthou ons is môre aand om 6:15 op SABC2. Mooi bly tot dan, totsiens.